van die konteks sommer van vers 12 alweer, alhoewel ons net kyk na 19 tot 26, en besonder die fokus daarop plaas. Want Paulus skryf, hy sê, broers, en sy susters, eintlik, ek wil hê julle moet weet, dat wat met my gebeur het, in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele Praetorium en al die ander bekend geword, dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer, of in boeie verkeer, van vertaling. Ook waag die meeste van die broers, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap nou op die Here leer vertrou het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en onenigheid, ander egter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsug, nie met opregte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap of boeie dit moeilik te maak of te veroorsaak. Dan sy slotsom, wat maak dit egter saak? In elke geval, of dit onder voorwendsel of met opregtheid is, word Christus verkondig, en daaroor is ek bly. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Want ek weet dat dit alles tot my redding sal lei, omdat julle vir my bid, en die gees van Christus, Jesus Christus, my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop, dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie. Inteendeel, dat ek met alle vrymoedigheid Christus ook nou, soos altyd deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe, of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus, en om te sterf wins. Maar as ek liggaamlik bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkeld. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Juist omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle sal almal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. So sal julle, omdat ek weer by julle is, baie meer in Christus Jesus oor my kan roem. Vader, bid dat u woord sal seën. Ons weet u woord gaan uit en dit sal nooit beledig terugkeer nie. En ons gee erkenning dat dit nie alleen Paulus se woorde is nie, maar deur die Heilige Gees gedryf. Tot vandag toe vind dit 'n ego. Mag dit in ons harte resoneer of weerklank vind tot verheerliking van Christus. Amen. Ons het nou al reeds ver gevorder baie gepraat oor Paulus, en dan kan baie oor Paulus gesê word. Ons ken hom as 'n nederige, 'n liefdevolle man, maar veral beskeie, selferkende gewese vervolger van die kerk. Ons moet dit nooit vergeet nie. Nooit vergeet dat hy haat aangeblaas het, want ons vind in Galasiërs 1 vers 23, as jy net so 2 boeke voor dit, kry ons hoe Paulus homself beskryf. Het is nie asof hy spog omdat hy die kerk vervolg het. Ek glo nie daar's 'n manier wat hy trots is dat hy die kerk vervolg het nie, want dit is eintlik 'n beletsel op sy naam. Hy sê, al wat hierdie mense gehoor het, hy sê, hy was nie bekend in die kerk aanvanklik nie, of die gemeente in Judea nie. Al wat hulle van my gehoor het was, hy wat ons voorheen vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër probeer vernietig het. So ons weet dat Paulus het alles in sy vermoë gesit om die kerk van Jesus Christus, die liggaam van Jesus Christus uit te roei. As hy nie deur die Here Jesus gearresteer is op pad na Damaskus toe, was hy waarskynlik nog steeds besig om die kerk te vervolg vandag, of sy volgelinge besig om die kerk te vernietig. En die probleem is, dit is nie die kerk nie, dit is die liggaam van die Here Jesus Christus, teenoor wie hy hierdie haat uitgeblaas het. Mense uit hulle
Hy is 'n gesleepte Christen. Sover as ons weet dat hy gaan net waar ons vandag in Europa, daai tyd was dit Rome, regdeur gegaan het Jerusalem, Rome, regdeur tot aan daai tydse Europa het hy gegaan om mense te gaan haal met briewe van die Fariseërs om hulle in die tronk te stop. En dit sê hy beskryf homself as 'n gewelddadige man. Hy was gewelddadig eers gewees. Groot probleem, hy het geskryf in 'n tyd nog voor die evangelies tot stand gekom, die 4 evangelies daar was. Paulus se boeke dateer voor die evangelies. Ons moet dit ook altyd onthou. Evangelies is eers later geskryf, want dit is op gehoor en van mond tot mond oorvertel, die evangelies. Maar Paulus skryf letterlik briewe, maar hy sou nie gehoor het wat sê Jesus in Matteus 16 vers 18, en ek dink, hierdie ding moet ons onthou vandag, en dit is belangrik om te weet, wat Jesus gesê het aangaande sy kerk. Hy sê, en ek bou my kerk. Ek self bou my kerk, Jesus. En die poorte van die doderyk. Party vertaling sê die poorte van die doderyk. Dit praat hier van Gehenna. Maar die King James sê, en the portals of die poorte van die hel kan nie teen my teenstand bied, as ek my kerk bou nie. Paulus het dit nie geweet nie. Hy het 'n verkeerde sogenaamde perd opgesaal om Jesus te probeer vervolg en sy naam te probeer uitroei. En ons weet dat hy in pad Damaskus is hy werklik tot die grond neergeslaan. Het sy dit van 'n perd af is, het sy dit hy op die grond geval het. Hy is met blindheid geslaan. Maar Paulus is 'n slim man gewees. Ons weet volgens Galasiërs of die ander gedeeltes, hy sê hy het geleer, hy was 'n fariseer van fariseërs. So hy was nie maar net 'n fariseer nie. Hy was een wat eintlik onder Gamaliel. En Gamaliel lei in die Jode is een van die beste rabbies wat in Jerusalem daardie tyd was. Jy het nie 'n beter rabbi gekry as Gamaliel nie. Dat hom eintlik genoem die skool van Gamaliel. Hy het vir Paulus persoonlik geleer waar Turkye is, gegradueer onder hom. So Paulus het 'n uitnemende en 'n verskriklike goeie kennis gehad van die Ou Testament. Ons het gepraat van die vrou wat die hele boek, Bybel 66 boeke gememoriseer het. Ek dink Paulus het 'n redelike memorisering gaan doen van die Ou Testamentiese geskrifte. Daarom sê in Galasiërs 1 vers 14, as jy dit daar wil kyk, hy sê, in ywer was ek onoortreffelik, en seker opreg in sy ywer. Maar die probleem is, jy kan opreg wees, maar jy kan verkeerd wees. Jy kan opreg verkeerd wees. Al die dinge sou lei na hierdie direkte botsing tussen Paulus en Christus, op pad na Damaskus. En hy was nog nooit weer daarna dieselfde gewees nie. Hy word Paulus van Saulus die groot en Paulus die klein, onbelangrike vervolger van die kerk. Bring my is interessant, hulle sê, ek wil toch van Paul Washer leen, wat die verhaal, het hom gehoor, hy doen ook 'n gevangenisbediening in Amerika, en het ook by 'n stadium vertel, hy sê, ek gebruik dit, ek pas dit op myself toe, julle sit hier almal, ek dag nie by die diens op nie, Lydia wag, almal wag, dit is al 9:30, en niemand kom nie, dit is na 11 uur, en niemand kom nie, en op die ou einde kom ek hier aan, geloop, en hulle sal sê, wat is fout met jou? Sê ek, nee maar, jy sal nie glo nie. Ek het my kar, Toyota, hier uitgery op die N4, want sy battery wil nie laai nie, en ek het hom aangejaag, en toe ek omdraai op die N4, toe ry 'n 20 ton trok in my vas. En julle sal met my so op en af kyk en sê, jy lyk nie af, jy, in Engels sê, 'n counter gehad het, jy lyk nou asof jy direkte botsing of ontmoeting gehad het met 'n trok nie, jy lyk alright. Nou sê Paul Washer, as iemand regtig 'n direkte botsing of 'n close encounter met God gehad het, sê hy nie dieselfde lyk nie. Kan nie dieselfde lyk nie. Geen persoon wat sê, ek het met die lewende God, want God is nie baie groter as die 20 of 40 ton trok. So as ons sê, ons het hom ontmoet, direkte ontmoeting gehad, soos Paulus op die pad na Damaskus,
moet jy anderster wees, moet anderster optree, moet anderster lyk, want jy het hierdie direkte botsing gehad met die lewende God. En Christus is die lewende God met wie Paulus op pad na Damaskus hierdie vreeslike kragtige botsing gehad het. Die naspooke van sy botsing kry ons byvoorbeeld, ons kan net kyk na Handelinge 9 vers 16, na hierdie ontmoeting stuur die Here hom na Ananias toe, in Handelinge 9 vers 16, en dan sê die Here vir hom harde woorde, dit klink altyd so romanties om soos Paulus te wees, dit klink so wonderlik, die man is soos Paulus, halleluja, ons verstaan nie die diepte waaruit hy skryf nie, want hy gaan, Handelinge 9 vers 16, 15 gaan hy na Ananias toe, en die Here het gesê, hy moet vir hom bid, vers 12, die naam Ananias binnengekom en sy hande opgelê vir Paulus, en hy weer begin sien, Ananias het geantwoord, Here, ek het baie mense van hierdie man gehoor, vers 13 van die kwaad wat hy gedoen het. So, almal was bang vir Paulus. Die naam Paulus gehoor het, of Saulus gehoor het jou broek begin bewe, want jy weet, hy kom vir jou, en hy is onstuitbaar. Hy het gedink, hy is soos 'n groot trok wat jy nie kan stuit nie. Hy het nog nie Christus geken nie. Want Christus is groter as 'n trok. Nou sê die Here vir Ananias, vers 15, maar die Here sê vir Ananias, gaan, want ek het hom, Paulus, uitgekies as instrument om my naam uit te dra. Hoekom? Omdat hy in my in botsing was, en my ontmoet het, na die nasies en na konings en na Israel. 3 plekke waarna Paulus moet gaan. Hy moet gaan na nasies en konings en na Israel. En hier kom die probleem van die botsing wat hy gehad het. Dan sê die Here vir Ananias, sê vir hom, ek sal boonop aan hom toon. Ek gaan vir hom toon. Ek gaan Paulus sê, hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Dis nie die einde nie. Hy het hierdie botsing gehad, maar dis nie die einde nie. Slegte nuus, ek gaan vir hom sê hoeveel hy vir my naam moet ly, want hy moet ly vir my naam. Nou weet ons 2 Korintiërs 11 vers 25 is, sê Paulus, gee vir ons sy wedervaringe, 2 Korintiërs 11, dan sê hy vir my of hy gelei het of nie, vir die naam van Christus nie. Paulus sê, ek is 3 maal met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en dag lank het ek in die diepsee getrotseer. Dit was op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op die see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. Het Paulus ontbering gery, die Here Jesus die waarheid gepraat, toe hy vir Ananias gaan sê vir hom hoeveel hy gaan ly vir my naam. En as Paulus lys nie toevallig nie, bad, ek hou dan van die Hindoes praat van bad karma, slegte karma. Hy het nie slegte karma gehad nie. Hy het gebots met die lewende God, en God het hom gesê, dit gaan jy, vir my naam sal jy dit dra, Paulus, jy sal dit dra. Galasiërs 6 vers 17 het Paulus gesê, doen my geen verdere moeite aan nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die letterlike merke van Christus dra ek in my eie liggaam, met stokke geslaan, gestenig, waarskynlik het hy littekens opgedoen. So in sy swaar kry hy die brief skryf, want ons moet weer onthou, Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit. Hy is in boeye, hy is in kettinge. En ons weet hy is later waarskynlik volgens die ander mense geskiedenisskrywe vrygelaat uit die tronk uit, maar hy is weer gearresteer en hy is onthoof op die ou einde onder die bevel van keiser Nero. In sy swaar kry kom die Filippense aan boord. In steede daarvan dat hulle soos die Galasiërs, soos gesê, hy sê vir die Galasiërs, moet my nie verder moeite aan doen nie. Vir die hy weet die Filippense ondersteun hom, hulle troos hom, hulle bemoedig hom. Want in vers 15 tot 16 van Filippense 1 sê, daar is 2 soorte mense. My boeye het veroorsaak dat ek, wat in my blydskap veroorsaak in my boeye, hoekom vers 13 van die evangelie het my in staat gestel om, of Christus het my in staat gestel om hierdie
evangelie van Jesus Christus, dat hy vir ons sonde gesterf het, opgestaan het, het hy my geleentheid gegee om dit aan die Romeinse soldate te gaan vertel. En hulle huisgesinne. En vir die mense wat in die omgewing gebly het. Paulus het nie stil gebly nie, al het hy swaar gehad, al sit hy in die tronk, is hy bly, vers 13, want hy kon die evangelie verkondig aan die keiserlike leiwag en ander mense. En die tweede rede, en dit gaan alles oor 2:2:2 hier, so die tweede rede is, dat die broers deur my boeie vrymoedigheid, vers 14, gekry het om die evangelie te verkondig. Ek het nie alleen swaar gekry nie, ek verbly my daarin, dat ek die evangelie onstuitbaar kon bring aan al hierdie mense, en dat ek ook ander mense aanhelp om ook die evangelie vrymoediglik te kan verkondig. Ongelukkig, soos ons laasweek sê, vers 17, is daar mense wat hierdie twee redes, daar's twee redes hoekom hy bly is oor sy boeie, twee redes, of twee soorte persone wat die evangelie verkondig, tot vandag toe. Een uit liefde, om vir Paulus dit bly te maak. Hy is bly as mense die evangelie verkondig. Ek dink Christus is ook bly as ons die evangelie verkondig, want Jesus sê, die engele in die hemel juig as een siel tot redding kom. Hou hulle asof daar 'n groot fees is in die hemel vir een siel wat ingekom het. Tweede ongelukkig is ook waar mense verkondig die evangelie, die regte evangelie. Nêrens sê dit hulle verkondig die verkeerde evangelie. Hulle verkondig die regte evangelie, maar met die verkeerde redes. Uit selfsug. Engels, vainglory, sodat ek gesien kan word in die evangelie. Sodat mense my kan sien, want sien, ek is nie soos Paulus in die tronk nie. Paulus moes iets verkeerd gedoen het aan God, want dis hoekom in die tronk sit. Ja, Paulus het iets verkeerd gedoen aan God, hy het die liggaam van Christus vervolg, so eintlik is Paulus daar met sy verdiende loon. Maak dit nie sin nie? Hy dan, die Here het hom gesê, kom ek, Ananias sê vir hom hoeveel hy gaan ly vir my naam. En Paulus verbly hom steeds, al is hy in boeie, al is hy geslaan, al is hy gestenig, al het hy skipbreuk gelei, al is hy, was hy vervolg en bang vir rowers en bang vir sy eie mense, bang vir die heidene, het die Here hom bekragtig en homself laat verder gaan en hom in die tronk laat sit. Want Paulus lewe nie meer nie, maar Christus lewe nou in hom. Hy het genade gekry. Gaan lees Timoteus, hy praat van hoeveel genade hy gegee is. Paulus het geweldige genade van God ontvang, want eintlik moes God hom doodgemaak het op pad na Damaskus toe. Dit is genade. En baie mense besef nie wat te doen met 'n lewende God nie. Dit sê in Hebreërs, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Gaan vra vir Farao. Maar ons sal nie sien, hooplik gaan niemand Farao sien nie. Gaan vra vir hom wat dit is om in teenstand te kom met Jahwe. Gaan vra vir hom wat is jou uiteinde as jy in teenstand opstand teen God kom. Want as God wil, maak hy jou dood. Hy het die reg om almal dood te maak. Dis die evangelie. Maar die evangelie red ons. Jesus word vlees. Versoen ons met God, voordat God ingryp en doodmaak. So twee redes vir die evangelie, mense wat dit doen uit liefde, mense wat dit doen uit selfsug en skinder van Paulus en maak hom sleg. Maar vers 12, bo alles die bevordering van die evangelie is een van die hoofverse, die bevordering van die evangelie, advancement. Ons het nou 'n paar keer al gekyk na Normandie, hoe hierdie soldate ge-advance, hoe hulle vorentoe gegaan het, hulle was onstuitbaar, al het hulle eie lewens gegee om op die groot doringdrade te val, sodat ander oor hulle kan marcheer en die kus inneem. So is die evangelie onstuitbaar, dit kan nie gestop word nie. Jesus sê, ek bou my kerk en die poorte van die doderyk kan dit nie stop nie. Niemand kan my evangelie stop nie. En die wat dit teenstaan sal elfval, die pennery, sal elfval, val, as 'n vyand van God. Hierdie pseudo-delfos, soos die skynbroers wat die regte evangelie verkondig. Maar steeds, vers 18 tot 19, dit sê Paulus, al verkondig hulle die evangelie vir verkeerde rede, ek is bly en ek sal my verheug daarin, ek sal bly wees. Hoekom? Omdat die evangelie verkondig word. Vir watter rede ook al. Solank dit net verkondig word. Skynbroers, valsbroers, broers wat dadelik is,
saam met die broers wat lief is vir my, solank die evangelie net verkondig word. Wat in Engels sê, one track mind. Hy het net in een rigting gedag. Evangelie. Vorentoe met die evangelie. Al kos ek my liggaam, al is ek vas in hierdie boeie, ek sal aanhou om die evangelie te verkondig, en die Here sal, en hulle wat dit verkeerd verkondig, sal dit saam met my verkondig. Maar in vers 19 sê hy, hoekom is dit vir my moontlik om aan te hou stry vir die evangelie? Die eerste rede, weer eens twee redes. Twee tipe van broers vir die evangelie verkondig. Twee redes vir blydskap vir die evangelie verkondiging onder die Romeine en onder die broers wat ek inspireer deur die verkondiging. Verder twee soorte, 'n tweestryd wat Paulus van praat hier in vers 20. Dit is 'n tweestryd waarin ek is. Wat is die tweestryd wat Paulus van praat? En ek in vers 20 praat hy van ek is in 'n tweestryd gewikkeld. Wat is die tweestryd? Dualisme. Die eerste is, vir my om te lewe is Christus. Moet ek lewe of moet ek sterf? En wat sê Paulus op die einde? In die gedeelte, hy sê, vir my is dit beter om te sterf. Ek verlang om by Christus te wees. Ander boeke sê hy, as ek sterf, lewe ek in by Christus. Ek is onsterflik. Hierdie genade is vir my gegee. Ja, ek was 'n vervolger van die kerk. Ek was 'n lasteraar teen die liggaam van Christus. Maar ja, God het my genade gegee en daardeur is dit my beter om te sterf om by Christus te wees. Want dis sy genade. Ek verkies om te sterf, vers 21. Dis my 'n keuse, ek moet self besluit, wil ek sterf? Hoekom? Omdat ek lewe in Christus. Ek lewe nie meer, Galasiërs 2 vers 20, ek weet nie of dit hier voor staan nie, ek lewe nie meer, maar Christus Jesus leef nou in my. Die lewe wat ek nou lewe ek vir die seun van God wat sy lewe vir my afgelê het. Dit is dan. Ek lewe nie meer, maar Christus leef nou in my. Ek is, soos baie sê, ek is onsterflik, totdat God anders te besluit. Ek lewe. Paulus sê, die tweestryd is, as ek hier moet bly, sal ek hier bly. Dit is vir my reg. Vers 23, ek is in tweestryd gewikkeld. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verre weg die beste. Wat is die ander kant? Aan die ander kant, vers 3 en 24, is dit terwille van julle noodsaaklik dat ek hier liggaamlik sal bly by. Want hy weet, as hy hier bly, sal die evangelie voortgaan. En sal hy al die kerke wat hy geplant het, die honderde kerke wat hy geplant het, ons hoor net van 'n paar, Efese, Kolossense, Filippense, Tessalonisense, ons hoor net van, maar hy het baie kerke geplant binne Macedonië. Onthou, Filippi was maar een van die plekke in Macedonië, ons provinsie gewees. Het hy kerke geplant. En hy sê, vir my beter, as die Here dan so wil, sal ek maar hier bly. Weereens selfsugtig, onselfsugtig. Die Paulsbroer Pseudo Delphos doen dit vir verkeerde redes, Paulus sê ek doen dit vir die regte rede. Al moet ek ly in die proses, moet die evangelie voortgaan, en as ek hier moet bly, as die Here my maar nog laat ly, want hy het ons vir Ananias gesê, ek gaan ly vir sy naam, dan ly ek vir sy naam, solank ek net die evangelie kan voortgaan, laat voortgaan. In my liggaam, want hy praat van in my liggaam. Kyk in die einde van vers 20, deur my liggaam, solank, soos altyd deur my liggaam, Christus verheerlik kan word. Of dit deur my lewe is, of ek bly lewe, of deur my dood. Solank Christus net verheerlik word. En dan praat hy vers 24 weer eens. Aan die ander kant is dit terwille van julle noodsaaklik dat ek liggaamlik hier bly. In my liggaam by julle bly. Vers 25, juis omdat ek oortuig is hiervan, weet ek dat ek hier sal bly. Dit klink asof hy hoop het dat hy hier gaan bly. Maar Paulus weet, en wat min mense besef, we all have an expiry date. People don't want to know that. We all will die unless Christ comes to take us away. We shall all die. Paulus weet, ek gaan sterf sal ek sterf. Maar ek lewe op God se tyd. As hy my kersie wil uitblus, dan blus hy my, dan is dit my einde.
Maar tot ek sterf sal ek, so help me God, sodat ek die evangelie bly verkondig aan almal. Want dit sê hy, weet ek sal lei tot my, interessante vers 19, wat hy praat van, dit sal lei tot my redding. Dit is die verkeerde, die redding is nie regte, ek dink asof, dit sê nie daar, dat hy sy vrylating sal bewerk. Dit sê, dit sal lei tot my redding. It will work to my salvation. En as iets in die redding werk, wat anderster is as gewone werk, wat ons sê, want ons weet, ons glo in Jesus, ons glo ons gered, ons glo ons gaan opstaan in 'n verheerlikte liggaam, maar Paulus sê self, werk uit julle saligheid met vrees en bewering. Kyk Filippense 2 vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Daai verlossing is dieselfde woord. Omdat God is wat in ons werk, moet ons daaraan werk. Ons werk saam met die Heilige Gees aan ons eie verlossing. Paulus sê, ek weet dit alles en alles, my teenstand, my seer, my pyn, my boeie, alles sal werk tot my redding, tot my verlossing. Maar tog is ek in hierdie twee stryd. Ek weet nie wat om te kies nie. Ek sal liewer sterf en na Jesus toe gaan en by hom wees. Maar aan die ander kant is dit vir julle beter dat ek maar by julle bly. Ek weet nie wie ken die skrywer van die lied Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Ek ken hy liedjie, nee, Amazing Grace. Die man wat dit geskryf het, John Newton, was 'n predikant baie jare terug. Hoe die lied, hy wat die lied geskryf het, het op sy doodsbed gelê. En hy het 'n skrywer gehad, en die skrywer het vir hom, hy sê, skryf vir my asseblief. Hy sê, dear loved ones, friends and family, I am very close to dying, and I will soon leave the land of the living, to go to the, en hy sê, wow, ja, lees net vir my terug, nee, dis nie reg nie. Gooi die brief weg, begin weer. En hy sy woorde, van sy laaste woorde, hy sê, dear friends and family, I am still in the land of the dying. I shall be in the land of the living soon. Tel jy dit op by Paulus? Dear friends and family, I'm about to leave the land of the dying. This is the land of the dying. I am going to the land of the living. Paulus sê, vir my is om te sterwe 'n wins. Solank ek lewe, sal ek Jesus Christus in my liggaam verkondig tot ek sterf. En of dit deur Paulus se lewe was of deur sy sterwe, in albei gevalle verheerlik dit God, soli Deo glorias, tot lof van God. Hy wat Paulus is, verlang na die bevryding van sy boeie, is dit nie? Wat is die boeie waarvan hy verlos wil word? Die boeie waarvan baie mense nie besef nie, ons is vasgevang in hierdie liggaam, wat ek wil doen, dit doen ek nie, wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. In Korintiërs, wie sal my verlos van hierdie sterflike liggaam wat aan my vaskleef? Paulus se gedagte, wie gaan my verlos? Ek is in boeie, nie in ware kettinge nie, my siel is vasgevang in hierdie liggaam wat 'n boei is, wat ek wil loskom om by Christus te wees. Dis my verlossing. Baie mense dink nie. Die meeste dink net as ons net kan lewe van dag tot dag. Onse Vader, gee ons vandag ons krag. Help ons vandag. Maar ons besef nie, Paulus se ware boeie is hierdie vlees waaraan hy vasgeketting is. Ons verlossing moet loskom van hierdie vlees. Vryheid, ware vryheid, is eers wanneer ons by Christus inwoon. En wanneer hy kom, saam met ons terugkom om sy oordeel te kom vel oor die res van die wêreld. Soos ek weer gesê het, Paulus is wel, interessant sê die bronne bevry, en hy het nog gewerk met kerke, totdat Nero besluit, dis nou genoeg van julle Christene,
almal wat die evangelie verkondig sal onthoop word, wat hy toe sy woord uitgevoer het. Is hy verlos toe hy gesterf het? Ja. Ek verlang om by Jesus, ek wat 'n geweldenaar, 'n vervolger van die kerk was in 1 Timoteus 12, lasteraar, vervolger, geweldenaar, ja, ek verdien die dood, maar ek sien nie die dood as 'n straf nie. Die dood is nie vir my 'n straf nie, die dood is vir my uitkoms. Maar as ek hier moet bly, as ek maar moet vashou, en sal ek daarby bly. Dan sal ek maar hier bly om hele ontwil. En hy het soveel liefde gehad vir die kerk, veral vir hierdie kerk wat hom ondersteun deur gebed, want hy sê 2 dinge wat hom ondersteun in Filippense 1 vers 19, wat vir my help in my verlossing, is immers dat julle aanhou bid vir my. Einde van vers 20. Julle hou aan om vir my te bid, of is dit in 19, hè? Hy sê, dit sal tot my redding lei, omdat julle vir my bid in die Gees, nie net bid julle vir my nie, julle gebede dra my, sê Paulus, dat ek kan aangaan om hierdie evangelie te verkondig. Daarom is my, dis nie te sleg om by julle te wees om julle te bly lewe, en te bly lewe om julle te ondersteun nie, want ek weet julle bid vir my. Tweede punt, die Gees van Christus ondersteun my. Die Heilige Gees ondersteun my om aan te gaan en aan te hou totdat my einde is, totdat ek my pad volvoer het. Sodat Paulus toe hy sê, ek het die wedloop voltooi. I've run the race, I've done the course. Praat van die Comrades, nee, hardloop klaar, kom daaraan in tyd. Ek het die wedloop voltooi. Ek het klaar gemaak, vir my lê die oorwinningskroon. Ek het klaar gemaak, vir my lê die oorwinningskroon voor. Ander